Welkom by hierdie uitsending. En dit is Dinsdag die 24ste van die maand Nisan, die jaar is 5785 op die Hebreëse kalender, die 22ste April 2025. Ons kyk vandag weer na die werk van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en in die hele Judea en in Samaria tot aan die uithoeke van hierdie wêreld. Die kragtige werking van die Heilige Gees moet nie onderskat word nie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees God se evangelisasiewerk doen nie. Ons het die Heilige Gees nodig, baie nodig. Kom ons luister eers saam na hierdie lied van Jan de Wet. Heilige Gees, verheerlik Jesus deur my. Vul, Heilige Gees, praat met my hart en kom leer my. Ek wil graag vir Jesus lewe, vervul my nou met krag en vrede skyn. Laat lig en heerlikheid skyn deur my. Lei, Heilige Gees, lei my op die pad van Jesus. Leer, Heilige Gees, wys my waar die ware is. Ek sal op U wag, o lei my, praat met my, vertel my, sê my, leer my meer van sy woord. Ek begeer om vol te wees, laat my hart nou oorloop, vervul my denke hart, vervul my gees. God, dank dat U by my is, my vriend, my trooster en my rus. Salf my, help my, laat my heilig wees. Bid, Heilige Gees, bid vir my hart se sonde, pleit, o Heilige Gees, pleit vir ons land en salf sy wonde. Lei ons na waarheid en na liewe, laat spoel oor ons die vrug en vrede lei. En dra Suid-Afrika. Heilige Gees, ons erken U in hierdie uitsending.
Holy Spirit, we acknowledge you in this broadcast. Neem oor, laat ons u stem hoor. Ons bid dit deur Jesus en in die naam van Jesus Christus, wie Here is en Here van ons lewe is. Die Heilige Gees is die hoofambassadeur van God hier op aarde. Het julle dit geweet? Die hoofambassadeur van God hier op aarde. Daarom kom die Here in 2 Korintiërs 5 daar in vers 20 en hy sê vir ons, julle is my ambassadeurs, julle verteenwoordig my hier op aarde. Gaan dan uit en gaan doen die werk waarvoor die Here jou geroep het, sê Matteus 28 vers 18 tot 20. Gaan maak disippels vir my, doop hulle in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons beste vriend. Daarom erken ons die Heilige Gees, want 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet julle dan nie dat die Gees van God binne in julle woon? Daarom moet ons liggame skoon hou, want die Heilige Gees kom en hy kom maak ons skoon van binne na buite. Hy was ons met die water van die Here se woord. Ons die Here se bloedbedekte, bloedgewaste, geliefde seuns en dogters. Die Heilige Gees is die mondstuk van die Vader vir ons. Daarom hoor ons sy stem, daarom praat hy met ons. Kom ons moet 'n gasheer wees vir God se bonatuurlike. Ons moet weet dat die bonatuurlike van die Here is die habitat waarin ek en jy woon. Daarom is die kragtige werk van die Heilige Gees so baie belangrik. En daarom vra ons ook vandag vir die Gees, Heilige Gees, kom neem net oor en lei ons en leer ons en wys ons die pad om te stap. 1 Johannes 2 vers 27. Kom ons kyk weer na die werke van die Heilige Gees. Eerstens, die Heilige Gees oortuig. John 16:8. He, the Holy Spirit, will come to convict the world of sin, to show the world God's approval and to convince the world that God judges it. Dit is daardie stem wat vir ons sê en leer wat reg is en wat verkeerd is. Ons praat baie keer van ons gewete, maar eintlik is dit God se Gees, die persoon Heilige Gees wat ons oortuig. He teaches us the heart of God for his children. 1 Corinthians 2 verse 9. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet, vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God, vers 11. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God, vers 12. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, vers 13. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Kom ons lees net 1 Korintiërs 2 vers 12 ook in die Engels. But we have not the spirit of the world, but the Spirit which comes from God, so that we may have knowledge of things which are freely given to us by God. Hoe oortuig die Heilige Gees vir jou en vir my? Hoor dit gou. Ek moet hom net toelaat om dit te doen. Staan terug, sodat God se Gees wat in jou is, geliefde seun en dogter van die Here, sy werk voluit binne in jou kan doen, want hy werk van die binnekant af na die buitekant toe. Tweedens, God die Heilige Gees vertroos die mens. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Is dit nie
wonderlike vertroostende woorde hierdie van Jesus nie. Dat Jesus tot God sy Vader bid, sodat hy aan ons 'n trooster gee, wat by ons bly, tot in alle ewigheid. Die Heilige Gees kom trek nie in my in en dan trek hy weer oor 'n dag of 2 uit en dan kom nee, die Heilige Gees kom maak woonplek binne in jou. Ons wat ons sondes voor die Here bely het en vergifnis ontvang het. Ons het die grootste geskenk van alle groot geskenke gekry, naamlik die Gees van God, ons trooster. Hy vertroos ons. Handelinge 9:31 en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Die Heilige Gees van die Here maak dit rustig binne in my en binne in jou. So bou hy ons op, want hy is die trooster wat vir ons die krag gee. Dani Botha sing so hieroor. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. I live through you, and you live in me.
Holy Spirit, show me the way, when I should carry on, when I should stay. Is dit nie pragtig nie? Ja, hierdie liedjie van Dani Botha laat my hart bokspringe maak vir die Here. Dit is my ongelooflik hoe hy hierdie liedjie aan mekaar gesit het deur die kragtige werking van God se Gees. Ons gaan aan, die werk van die Heilige Gees, nommer 3. Die Heilige Gees leer ons oor Jesus. Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die Heilige Gees vertel ons nie net van Jesus nie, maar leer ons ook hoe om soos Jesus te wees en te lewe, sodat ons kan verander na die beeld van Jesus en sodoende die heerlikheid van God kan beleef soos Jesus dit beleef het, en dat ons kan doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Hoor gou Johannes 14 vers 12. Memoriseer hierdie versie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, wie in Jesus glo, die werke wat Jesus doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gegaan het. Kom ons sê dan net hier op ja en amen. Want wie in Jesus Christus glo, kan die werke doen wat hy doen. En dan sê Jesus, en veel groter as dit, omdat hy nou by die Vader in die bonatuurlike, in die derde hemel is. Wonderlik is die waarheid oor die Heilige Gees. Ag, dit spreek boekdele. Nommer 4, die werke van die Heilige Gees. Die Heilige Gees tree vir ons in. Ons lees Romeine 8 vers 26 en 27 uit die Engels. At the same time, the Spirit also helps us in our weakness, because we don't know how to pray for what we need, but the Spirit intercedes along with our groans that cannot be expressed in words. Vers 27, the one who searches our hearts knows what the Spirit has in mind. The Spirit intercedes for God's people the way God wants him to. Die Heilige Gees tree namens ons in by God ons Vader. Die woord van die Here sê, die Heilige Gees tree vir ons in met versigtinge. Die werk van die Heilige Gees nommer 5. Die Heilige Gees leer en lei ons. Johannes 14, 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Lukas 12 vers 11. En wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig of wat julle sal sê nie. Want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So leer en so lei die Heilige Gees ons. Ons moet net oorgee aan daardie leiding van die Heilige Gees. Braai Nieuwoud vertel ons meer hiervan. Kom ons luister. Heilige Gees, lei my nou in die spore van Jesus, in my Vader se wil. Gees van die lewende God, lei my na waters van vrede en rus. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, lei my nou. Heilige Gees, vul my nou met die liefde van Jesus uit Vader se hart. Heilige
by die beker wat oorloop van goedheid en guns. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, vul my nou. Heilige Gees, lei my nou na die water van lewe, uit die troon van die Lam. Heilige Gees, maak my stil by die voete van Jesus, voor my Vader se troon. Heilige Gees, maak my stil. 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 Is dit nie mooi nie? Die Heilige Gees leer ons en hy lei ons en hy maak ons stil, hy maak dit rustig binne in ons. Die werke van die Heilige Gees, nommer 6 met hierdie insluit ons af. Die Heilige Gees praat met ons. Handelinge 20 vers 23 en ons lees dit in die Engels. In every city I visit, I am told by the Holy Spirit that I will be put in jail and will be in trouble in Jerusalem. Handelinge 13:2 en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. In hierdie selfde teks sien ons dat die Heilige Gees mense roep vir hulle bediening. Ek en jy sal baie keer hoor hoe mense sê, hulle beny die disippels wat so saam met Jesus op aarde geloop het. Hulle het sy stem gehoor, in sy oë gekyk, sy wonderwerke gesien en hom persoonlik geken. Hulle wens hulle kon ook saam met Jesus aan tafel sit of saam met hom in die sinagoges gaan aanbid en hulle vra wat hulle gehad het, dan direk aan hom kon vra. Maar wat mense nie besef nie, is dat Jesus net op een plek op 'n slag kon wees en dan besef ons dat ons soveel meer het as wat hulle gehad het. Wanneer jy die Heilige Gees as persoon leer ken, is hy permanent by jou. Nie net dit nie, maar hy leef in my en sodoende leef die Heilige Gees. 1 Johannes 2 vers 27, dit is ons slotversie. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die seën bly. Ja, amen. Kom ons som dit op en vat dit saam, die werk van die Heilige Gees. Eerstens, die Heilige Gees oortuig ons. Nommer 2, God die Heilige Gees vertroos ons. Nommer 3, die Heilige Gees leer ons oor Jesus. Nommer 4, die Heilige Gees tree vir ons in, by God ons Vader. Nommer 5, die Heilige Gees leer en lei ons. En nommer 6, die Heilige Gees praat met ons. Gaan mediteer oor hierdie waarhede en hoor hoe God die Vader deur die Gees met elkeen van ons praat. Onthou wat ons gesê het aan die begin, die Heilige Gees is God se mondstuk hier op aarde. Die Heilige Gees is die hoofambassadeur hier op aarde en die Heilige Gees is my en jou se beste vriend. Daarom erken ons die werk van die Heilige Gees onbeskaamd in die naam van Jesus Christus. Mag hierdie waarheid jou vandag vrymaak in Jesus se naam. Ja, amen.
Ek wil vandag ook van hierdie geleentheid gebruik maak om u uit te nooi. Ons doen 'n reisende bediening. En as dit so die Here se wil is, en hy roep jou daartoe om die woord van God by julle te kom bring waar julle is, nooi ons asseblief. Ons is in die Weskaap gesetel in Viliersdorp. So ons kan min of meer met 'n radius van 100 km reg rondom ons werk vir nou vir 'n reisende bediening. Miskien is julle pastoorloos of herderloos en het nie heidaglik iemand wat die woord gereeld aan julle verkondig nie. Dit is waar ons bediening inkom, deur die Here se ministry of reconciliation, sy ministry van versoening. So skryf van ons info.ministry.reconciliation.sa@gmail.com of skakel ons by 072 7586 742. Ons hoor baie graag van u. Die Heilige Gees is soos 'n duif wat my vrede gee. Die Heilige Gees is soos 'n vuur, sy liefde brand in my. Die Heilige Gees is lief vir my, hy is my beste maat. Hy help my en hy gee vir my net die beste raad. Heilige Gees, kom vul my elke dag. Heilige Gees, kom leer my wat God van my verwag. Die Heilige Gees troos vir my as ek hartseer is. Hy vul my hart met vrede as dit donker om my is. Die Heilige Gees leer my verstaan wat God vir my sê. En daarom is dit wonderlik om hom by my te hê. Heilige Gees, kom vul my elke dag. Heilige Gees, kom leer my wat God van my verwag. U is my helper en u is by my. U is ook my trooster en u maak my bly. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Tot volgende keer. Die Here seën julle met al sy geestelike seëninge in hemelse plekke, soos dit geskrywe is in Efesiërs 1, die 3de versie. Ja, amen.